weet het nie. Dis seker my oor wat is so lekker, maar lyk my die mense baie nie wissel op jou. Slaap nog? Ek weet nog wat my voorbeeld werk. Iets is nie lekker met my oor. Gister was ek so baie gewees, die was al met ek in die sitplek nie. Ek vandag gesien niks. Waar is die vrees van God, geliefdes? Waar is die liefde van die Here? Waar? En net die man. Die mense wat geloof, ons moet oppas. Laat ons nie die koninkryke van die hemel gaan mis. As dit ete is, ons is dit of nie ete nie. Of iets wat dit wil gee ons op ons opwees. Een levende dier. En ek wil ons kan nie hier in die middag af die mense sien, ons gee dit in die oggende. Ek dink dit kan beter werk. Geliefdes, maar nie vir amper nog gestudeer. Maar dit is al die dienspersoon. Ons kom op en kyk. Nee, daar is niks. Volgende van Jesus kursus word georganiseer pastoor Rossi. Geliefdes, kom op. Vrydag aand geen byeenkoms asseblief geliefdes. Ons gaan eers weer volgende jaar begin met die. Okay, ons gaan kyk na die eksamens, maar ek sal vir volgende jaar. Geliefdes, moenie julle oggend en aand dienste mis nie. As die ete so belangrik is, dan wonder ek hoe belangrik is God dan vir jou. Want as ek so kyk oor die gemeente vanmôre, dan is ek geskok. Moenie worry oor die maag. God sal wel vir jou sorg. Hy sal my maag vir jou vol. Maar kry hom die volle 100% in jou blijf. Amen. Want as jy meer in jou gedagtes het, dan sal jy voor jy wees. As jy daai liefde vir Jesus het. Maar net om my geliefdes, kom ons verjaarsdag is vandag die 9de Olivia, dinsdag die 11de Julie. Is jy van die? Ja. Vanaand. So ons gaan nou nie sing nie, ons sal seker kyk vanaand. Kom ons staan, en dan gaan nou pastoor Erik van ons sing met gebed, en daarom maak ons die man van die Here voor. Kom ons by ons hoop, dit is baie dankie ons sê ons Vader, Here vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het om in die naam Jesus te vergader. Bid dat die Heilige Gees, Here, sy vrye loop sal hê, Here, om elkeen van ons te praat, Here, ons te leer, Here, om ware soldate vir U die Here te wees as ons hier uitstap. Kom en word verheerlik vanmôre, Here, deur die sang, deur die prediking, dat die heerlikheid van U die Here vanoggend hier in ons lewe sal stabiliseer. Ek bid en bly dit met vele dank. Amen. 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 Yeah.
gesê het, dan gaan jy hier wees soos ons so tydens gesê het. Jy gaan nie verskoning soek nie. Dan gaan jy jou broer en suster se reg beskerm. Jy gaan hulle nie kwaad doen nie. Ek wil ons moet dit vir jou sing. Halleluja. Amen. Wat wij toe te verloren. Here Jesus, kom uit toe vanmorgen, Heer. In vrees en in bewering. Want U is 'n groot, heilige en almagtige God. Vra Here vanmorgen dat U hierdie woord sal opmaak aan die gemeente, Here. Ook hulle wat inluister vanmorgen. Bid Here, dat hulle self sal sien in die woord. Besef Here hoe klein ons is, hoe niks ons is. Daarom vra ons Here, maak hierdie woord op. Vra dit in Jesus se naam, Here. Wees op hulle wat siek is, Here, raak siek is aan. In Jesus naam. Amen. Amen. Wil ek staan vanmorgen, ek weet nie, as ek nou die predikers moet vra, en ander mense, wat
sê, miskien dieselfde ondervinding gehad as ek. Ek het hierdie week al begin voorberei. En dan berei ek weer iets anders voor, en dan berei ek weer iets voor. En dit sê vir die Here. Ek het nie die Here iets gedaan, maar ek sê vir die Here. Laat iemand die kom en my 'n boodskap gee wat ek moet preek. Ek het dit nog nooit gedoen. In my jare van 1980 al wat ek tot keer gekom het, dat ek gepreek het en dat ek die evangelisasie dienste gehou het. Ek het nog nooit dit gevra nie. En Vrydag kom die pastoor aan my toe. Hy sê, man, hy is besig, ek gaan nou weer travel. Hy sê, maar ek het 'n boodskap hier voorberei. En ek voel, nog voor ek gepraat het, ek voel ek moet die boodskap vir jou gee. Ek sê, weet wat, dis presies wat ek vir die Here afgevra. Dis die God wat ons gee. God gaan jou gee. Nie altyd ijskaste en stoke nie. Maar die Here gee vir jou in sy wil. Amen. Want hy wil hê, ek en u moet weet. Weet, hierdie week was ek bietjie swak party daar, maar dan die Here het vanmôre vol krag om hierdie boodskap te lei. En dit sê God is groot. Ek wil hê dat julle Bybels oopmaak, wie wat het. Jesaja hoofstuk 1. Gaan ons kyk wat sê die Here vanmôre hier vir ons. Een sondige volk word geoordeel. Harde woorde nie. Maar die Here kies 'n persoon uit. Hy kies sy kerk uit. Hy kies elke gelowige van hom uit om 'n boodskap te dra. In die Ou Testament het die Here profete en sieners gebruik om die volk wat afgedwaal het terug te bring. Het iemand soos Moses gebruik om die volk uit slawerny uit te haal. En iemand soos Dawid om Goliat te verslaan. Maar ek wil iets so lees vir jou. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, in die dae van Hosea, Jotam, Agas en Hiskia, die koning van Juda. Hulle het 'n leierskap in die land. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here soek manne en vroue wat gaan, as hy jou roep, wat gaan sê, ja Here, hier is ek. En dan gaan hy verder en hoor o hemele en luister o aarde wat die Here spreek. Is tyd dat die kerk moet begin luister wat sê die Here. Ek het kinders grootgemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. En Os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Weet die sondige nasie, die volk swaar en skuld, van skuld, die geslag van kwaaddoeners, op die kinders wat verderf handel, hulle het die Here verlaat, die Heilige Gees van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word? Dan praat die Here met die kerk van vandag. Die Here praat ook nie met die kerk, hy praat met die volk. Waar wil julle nog geslaan word? Dat julle voortgaan met om af te wyk. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar
gaan nie, maar wonde en kwesplekke en vashoue, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versagting. Nie verder lees nie. Die praat die Here met 'n gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae toe daar nog konings was. As ons hierdie lees, dan kom die vraag op, wat gebeur as ons God sien? Hier het Jesaja die profeet in God se teenwoordigheid ingekom. En die Here het hom geroep. Amos sy pa was ook 'n profeet. Maar die Here het hom geroep en hy was nog baie jonk. En as ons lees, dan sê Jesaja toe hy in God se teenwoordigheid inkom, Jesaja het gesê, wee my, ek is verlore. Wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here inkom, so die aand toe ek tot bekering gekom het, toe besef ek is op pad hel toe. Maar die Here het homself openbaar en hy openbaar elke ene dink wat hier is vanmôre het 'n getuienis waar die Here hulle uitgehaal het. Waar die Here hulle verlos het. Die eerste ding, jy sien jouself. Want ek is 'n man, kan 'n vrou ook wees, ek is 'n vrou of 'n man, onrein van lippe. En ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. En almal rondom ons onrein, jy loop maar net van punt A na punt B hierso. Of net hier af in Kalimanstraat. Voor jy daar by Kalimanstraat kom, dan is daar iemand wat gevloek het. Of iemand wat afgedwaal het. Wat sy lippe onrein is. En woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Volk wat hoor 'n doodslag, bloedvergieting. En oral wanneer jy in die nuus aansit, dan sien jy hierdie dinge. Maar, hoekom hy sê, ek is 'n man onrein van lippe. Hy sê, want met oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, dan sien jy jouself. Jy sien nie net jouself nie, jy sien jouself soos God jou sien. Nie soos mense jou sien. Jy sien jouself, Here, verlos my. Here, maak my vry. Here, breek die bande. Baie mense doen verkeerd, dan gaan hulle op hulle knieë en vra, Here, vergewe my. Dis goed so. Die Here wil jou daai vergifnis gee. Maar die oë van hulle, hy skille moet afval, sodat hulle kan weet en kan sien. Jy weet, ek wonder wat gaan jy maak as die Here vandag kom? Is jy reg? Is jy gereed? Nou, die volgende vraag is, wat is die gevolge as jy God sien? As jy God van aangesig tot aangesig sien. Die Bybel sê, ons kan nie God is so groot en heilig, ons kan hom nie sien. Maar ons sien sy seun Jesus Christus, wat homself openbaar. As die een wat aan die kruis gehang het, een wat sy bloed gevloei het vir ons, en so verder gaan Jesaja, toe die Here aan hom verskyn het, en hy God,
'n revelation, 'n openbaring gekry het van die Here. En hy besef sy eie swakheid. Toe kom daar 'n engel, Seraf, met 'n gloeiende kool na hom toe aangevlieg. En in sy hand, in die kool, gloeiende kool, met 'n tang van die altaar afgeneem het. En Jesaja skryf hier so, hy sê, en my mond daarmee aangeraak. En gesê, engele het hom gepraat en sê, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Is dit nie wonderlike woorde om te hoor vanaf die troonkamer, dat God ons wil versoen, dat God ons wil vergewe. En as daar mense is wat in luister vanmôre, en allerhande goede te sê oor die kerk, weet jy, ons is die eklesia, ons is die uitgeroepenes. Amen. Mag hulle nie een verkeerde woord sê nie, want ons kom in God se teenwoordigheid, nie in 'n mens se teenwoordigheid nie. Dis waarom ons kerk toe kom, dis waarom ons God aanbid, dis waarom ons huise verlaat en hierna toe kom as 'n gemeente saam. En dat mense wat sê wat hulle wil. Weet jy hoekom? Jesaja het gesê, dit maak nie saak nie. Want sy skuld is weg. Eers wanneer jy dood is vir die sonde, wanneer die sonde nie meer hou vas op jou het nie, en jou sondes bely, jy kan elke dag jou sondes bely, om elke dag te weet, as jy gaan beweeg, van een plek na 'n ander plek, God is saam met jou. En die Heilige Gees sal jou oë oopmaak rondom jou. En mense kom in die werk. 'n vrou sê sy sukkel al jare met haar rug, sy kan nie loop nie. Maar een aanraking van God in my werkplek, daar waar jy is in die kombuis, een aanraking van God verander alles. Weet, hy vrou sukkel op te loop, hy sê, ek baie sien. Maar een aanraking van die hemel, van die altaar, toe sy vrou vry. Dis die God wat ons dien, mense. Daar waar niemand kan sien nie, daar werk God. Amen. Daar waar mense die oë nog toe is. Ek weet my vrou gaan terugkom. Want sy sê nie, vir die eerste keer in jare, ek hier by my. Dis die God wat ons dien. En jy weet, in 1 Johannes spreek hierdie 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy weet, as jy 'n beelddraer of 'n getuie van Jesus wil wees, dan moet jy sorg dat jy sondebelydenis doen. Jy weet wat so mooi is, ek het hier onderaan geskryf, mag ek nou sê. Rooms-Katolieke Kerk, hulle het 'n priester en as jy iets verkeerd gedoen het, dan belei jy daar by die priester. En die kerk het 'n belydenis van geloof. Mense belydenis af. Maar die Pinksterkerk dink belydenis is nie nodig nie. Want ons het ons Heilige Gees. Maar hier sê Johannes uitdruklik, as ons sondes bely, jy moet erken as jy 'n fout gemaak het. Amen. Ek moet 'n paar keer, moet ek vir my vrou sê,
sê jammer. Hulle het nie sê die weer dit verloor. Maar dis wat God verwag van ons. Hier kry Jesaja openbaring van God. God wil vir sy kinders die diepte van sy heerlikheid wys. Dis die Here wat ons dien, mense. Nou voel jy swak en jy nog steeds bid vir ander mense. Dis nie 'n verskoning om nie te bid. En hoekom moet jy en ek en iemand wat sê hy glo in God se teenwoordigheid ingaan? Hy mense sê maar daar is predikante. Hulle kan bid. Hulle kan mense vertel van Jesus. God wil sy kinders die dieptes van sy heerlikheid wys. Maar die Here wil praat met ons. En dan sê die Here, toe hy Jesaja se lippe aangeraak het, sê hy hierdie woorde, en hy wys hom die afvalligheid van die volk. Hy sê, wie sal ek stuur? Hulle kom in dieselfde roepstem vanaf die hemel vandag na ons toe. Wie sal ek stuur? En wie sal gaan? En Jesaja antwoord, hier is ek. Stuur my. Maar Jesaja kan dit nie gesê het. As sy lippe nie aangeraak is nie. As hy nie hy kon vuur van die altaar in sy lewe ervaar het. Weet wat my hart bitter seer maak. Baie kerke vandag het jy engine kamer waar mense bid. En hulle sê as hy na 'n plek toe gaan uitgenooi word, dan wil hy nie al hulle rykdom en al hulle goede sien. Hy wil weet waar is die engine kamer? Waar is die mense wat voorberei vir hierdie diens? Sien jy die prediker? Ons almal moet voorberei. Ons almal moet bid en sê, Here, salf hom, raak aan. Wie ook al die boodskap kan bring. Dis wat die Here verwag van ons. Hier is ek, stuur my. Jesus wil ons die troonkamer van sy Vader wys. En ons as hierdie weer besig met die Onse Vader gebed, ons gaan nog verder gaan. En die Here sê, as jy bid, moenie op die hoeke van die strate gaan bid. Waar was die Here jou gestuur? Dan gaan in jou binnekamer. Jou binnekamer kan enige plek wees. Dis wat die Here verwag van ons. En dan, as jy in die troonkamer ingaan, en jy besef, jy is nie alleen nie, God is saam met jou. Jy sien jouself soos jy werklik is. Nie wat mense sien. Nie wat jy dink van jouself. Ek weet, Here gaan my vergewe. Jy sien jou eie tekortkominge. Jy sien al die vrugte van die vlees waar jy betrokke was. Wat jy miskien nou nog doen. Jy sien jouself in God se lig. En wanneer jy die Bybel oopmaak, Psalm 119 vers 130, sê die skrif vir ons, die opening van die woord gee lig. As jy nie donker is, as jy nie weet waar die volgende geld gaan vandaan kom nie, maak net jou Bybel oop. En jy sien 'n God wat voorsien. Jy sien 'n God wat genees. Jy sien 'n God wat verlos. Jy sien 'n God wat bande breek. Dis die Here wat ons dien. Ja.
Want die Heilige Gees klaai jou aan. Ek het nou Vrydag gehad, sê my vrou, as ja, ek was Vrydag gehad, was iets op die TV wat sy wil kyk. Ek weet nie wie van julle gekyk die storie van Marika. Hoe sy vermoord is. Moordenaar 2 keer life sentence gekry. Almal weet, ons ouer mense weet van hy verhaal. En hy het altyd onskuldig gebly. Toe hy in die tronk het kom, op mooie gedrag na 20 jaar. Toe roep hy die verslaggewers, wat hy daar het gekend, nie herken het. Here het in sy lewe oorgekom. En hy vertel het net soos het gebeur het. Hy sê, ek het nie besef wat ek gedoen het. Hy het net gegaan om te steel, want toe vang sy op red en dit. En dis wanneer jy God se teenwoordigheid kom. Miskien soms van lang terug. Ek het by Fort gewerk. En hulle het my voetbehandel, saam met die voorman gewerk en alles gewees. Toe besluit ek wil Volkswagen toe gaan. Dat iets wat ek as 'n vaklering gedoen het. Ek hoef nie te gegaan het nie, maar ek het gevoel het. Daar by Volkswagen het hulle my al die hel gegee. Hulle het my van beskuldig en my toe gespeel en klomp. Maar ek weet, die Here is goed. Die Here het my weer aan 'n vriend gesê, ek sien wat die mense doen in jou. Wel het my swaar as 'n werk vir jou. Jy weet, maar al die dinge wat verkeerd gegaan het, maar net om by die chief security uit te kom, om te sê wat het ek gedoen, toe ek vaklering was. Ek moes iets uitvat vir 'n ou wat 5 kinders het en die sikkel en die karre stikker en die kerk self stikker. Die sê, mense het probeer met draai aan die land toe. En my hand was al in die swaar ver daarvan die ek was. Maar die nie, toe ek besef, ek moet heilig lewe. Ek moet skoon lewe. En waar dit moontlik is, my sondes gaan bely. En gaan aflê, want ek is 'n nuwe mens. En daarna die Here my magtig gebruik en vooral wat gegaan het wonderwerk. Omdat ek in God se teenwoordigheid gekom het, besef het, ek kan nie met goede wat ek nie bely het, voortgaan. En ja, jy besef, jy is verlore, maar is geen verskonings aanvaarbaar voor die Here nie. Net as jy jouself sien, soos God jou sien, en jy bely, dan kan Jesus 'n verandering bring. Amen. Die Here wil hy verandering bring. En hier is die verandering. Die Here self moet jou lippe aanraak. Die Here self moet die koolvuur neem en jou skuld wegneem. Hy alleen neem jou skuld weg. Maak van jou 'n nuwe mens. Dan alleen kan hy jou as getuie gebruik en stuur. Wanneer laas het jy belydenis gedoen? Wanneer laas het jy gesê, Here, vergewe my? Of dan mense toe gegaan en gesê, dit wat ek gesê het, dit wat ek gedoen het. Want baie keer gebeur in ons kom in 'n situasie, dan wil ons nou nie mense betrek nie, want vertel ons 'n leuen. En dan vertel ons weer 'n leuen om baie leuen te kan. En God sê vanmôre, waar is jou insinkame? Waar is jou plek vir afsondering? Waar is jou plek waar die Here jou wil gebruik? Om 'n instrument in sy hande te wees. En as ons vanmôre kom en ons kyk na Jesaja. Ja, hulle het hom ook gemartel, doodgemaak op die. Maar hy was bereid om te sê, Here, baie te doen. En baie profesieë wat uitgegaan het hy vertel van Jesus. Hy vertel van die koning wat kom.
Van die babatjie wat in 'n krib gebore word. Alles. En die Here hom so gebruik. Ons moet vanmôre sê, Here, ek het geval. Ek het verkeerd gedoen. Ek raak nog steeds kwaad, Here, maar raak my lippe aan. Raak my gedagtes aan, Here. Dat ek kan stil word voor U. Die wêreld buitekant het 'n Jesaja nodig. Ons het 'n Jesus nodig in ons lewens. En maak nie saak wat hulle gaan sê. Kom ons hou vas in God se woord. Hy wil U in elkeen van ons gebruik. As die mense is vanmôre en sê, Here, baie dinge gaan verkeerd rondom ons. Ons kan amper nie alleen loop in die dorp nie. Maar ons het U nodig. Here, help ons. Here, help my. Want ek het lankal my sondes bely. Ek laat staan dan af en toe dan kruip ek weer uit. Die ou dinge. Ek staan hier uit op jou seat en kom vorentoe. Ek ben die altaar, maar ek so hande op my en vir dit. Maar die Here is getrou in sy woord. Maar ons moet eerlik wees voor hom. Want mense sien ons soos ons beweeg in die wêreld en dit is, kan jy niemand sien in wie. Hulle weet. Maar kom ons kom in God se teenwoordigheid. Dat ons kan onsself sien. As 'n ou iemand sê, hou in my hand. Ek is so swak en hulpeloos. Ek waag geen tree as jy nie met my gaan. Mag dit jou gebed wees vandag. Mag dit jou uitroep wees. Ek gee nog geleentheid vir mense om op te staan en jy kan nie opgaan. Kom ons sing uit. Jesus.
Ons dien 'n God van liefde. En hy sê in die dag jy praat van liefde, jy wys liefde. Maar jy is nie 'n dader van sy woord. Kom ons raak nie net hoorders nie, maar daders vir die woord van God. Liefdes, kom ons gaan kinders en opvertalers opneem. Daarvan ons allerlei plan ons afgesluit met gebed. Kom ons aan. Ons sien afgeen op ons om die naam groot te maak en om te besef hoe afhanklik is ons as mens van U elke dag. En laat die naam sal verheerlik word en as ons so begin praat, dat ons sal praat van hierdie boodskap wat uitgegaan het in hierdie oggend. Daarom kom die lof, die eer en die aanbidding tot U uit toe. In Jesus naam, amen. Ons ontvang die seën van die Here. Nou maak die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.
of jy weet enigiets wat ons extra wil doen, in 'n koevertjie gooi, en elkeen kan 'n koevertjie gaan haal, as hulle nog maar iets wil bydra vir die lig, ewen tot ek nou die persone wat werk in die kerk, so pastoor net ons sê, en Martin net ons sê, van skoonmaak van die besig, dit, kom ons probeer en doen iets bietjie, sodat mense kan sien, nee, hier lê die koevert van die lig, ek moet dit ietsie ingooi. Jy weet so, dan gaan ons lekker saamwerk. Nee, maar Ek sê probeer saam met dit, susters. Ek voel net, dit is nie ons